Wat oggend, nee, wat is die oggend? Dit is en baie vandag klomp dinge is wat beplan moet word en moes word, nee, dis nagmaal. Ons het 'n wonderlike dag voor ons, dis nagmaal, ons sien uit na 'n besonderse dag, maar wat kon skeefloop het, nee. Steek gou vir my op as jy vandag met 'n steek jou hart lekker hard vandag in die kerk ingekom het. O, ek is nou nogal bly om dit te sien, hoor. Ek is bly. Ek en van my ek spot altyd met mekaar en sê ons, okay, as die bokke gewen het, dan is dit maklik om kerk toe te kom, nee? Dan is die kerk vol en die bulle, die bokke en die bulle. Dan is die kerk vol, almal is bly. As die bokke verloor het, dan is dit 'n bietjie meer uitdagend, nee. So, ek is in die eerste plek baie beïndruk. En toe vanoggend, toe het dit nou ook nie verder met ons goed gegaan, toe Driekus verloor het nie. Ons kom by die kerk en af is die krag. Goeiemôre, liewe vriende. Nee, baie welkom en net soos wat ons altyd sê, niks gaan in ons pad staan nie. Ons is gereed en ons is opgewonde vandag spesifiek is 'n nagmaal waarna ek uitsien in die sin van ek het besluit vandag se nagmaal gaan 'n bietjie meer op ons kinders gefokus wees. Dit is nog steeds nagmaal soos ons dit ken, maar ons gaan vandag 'n paar interessante dinge doen. Ons gaan byvoorbeeld 'n trein bou vandag. Gelukkig het ons nie elektrisiteit nodig in Suid-Afrika vir ons treine nie. Nee, so ons gaan 'n trein bou sonder krag vandag. Ek hoop jou week was verder mooi. En dat as jy vandag hier kom, net soos ek vanoggend dan kom sit jy bietjie om rustig te word, nee. Ons kom sit en ons weet, maak nie saak wat om ons gebeur nie. Maak nie saak wat in jou week gebeur het nie. Vanoggend is ons hier by mekaar in die Here se teenwoordigheid. Kom, ons breek nie ons gewoonte nie. Ons lei die klok almal saam. 1, 2, 3. Ding dong, ding dong, ding dong. Ek gaan begin dalk om iets te ontwikkel, nee, want iemand sê vanoggend is elke keer as ek preek, dit is nou die 3de Sondag in 'n ry. So Dominee Karel, ek begin wonder of die Here witbroodjies het of nie. Maar gelukkig ons weet, nee. Ons weet. So kom ons kyk gou daar na die afkondigings. Ek wil sommer net vir u vra, onthou, die blaadjies is nie meer by die deur beskikbaar nie. Ons stuur nog blaadjies huis hersplaar toe. Lees asseblief, al hierdie dinge is op jou foon beskikbaar. Van die preek tot die afkondigings, jy kan enige iets nog steeds ontvang. As jy nie weet hoe nie, kom praat met ons. Ons gaan vir jou help en dan gaan jy agterkom, dit is eintlik baie lekker en baie gemaklik, nee. Veral vir die dae wat ons nie kan kerk toe kom nie. Ek wil net uitlig daar, oom Henny het gevra, ek moet bietjie ons aandag vestig op die Zoom Bybelstudie. Dit is 6:00 elke aand, nee, elke Sondag aand, nie elke aand nie, nee. En dit is 'n wonderlike bediening, kom ek sê net so, nee. Mense van oorsee wat saam met ons inskakel om die Here te dien en beter te leer ken. So asseblief skakel daar aan, ons Engelse erediens vanaand om 5:00. En dan gaan ek nou sommer sê, ek voel 'n bietjie rebels vandag, dalk is dit die krag se skuld, nee. Maar ek gaan vandag 'n paar dinge doen waarvoor ek eerder gaan om verskoning vra as toestemming. En die eerste plek is, ons gaan kyk, nee, ek dink nie, ons gaan kategese hê vanoggend nie. Ek doen nie afkondigings aan die begin, want ek het die kinders nodig om my te help trein bou. So ek gaan vir hulle hier hou, die heel kleintjies kan uitbeweeg nadat ons saam nagmaal gebruik het. Ons doen dit vroeg in die diens, dis hoekom ek sommer nou die afkondigings doen, so moenie dink ek het vergeet nie. Ek het nie vergeet nie, daar is Method in the Madness, selfs hier. Donderdag aand, kerkraadsvergadering, môre
en Dinsdag het ons ringsitting. So hierdie is 'n week van belangrike besluite en vergaderings. Ons het julle voorbinding nodig dat die Here vir ons gemeente ook leiding sal gee by elkeen van hierdie byeenkomste. Lekker verjaarsdae sien ek, daar's 'n hele klompie, lekker verjaar as jy verjaar, en muntlegging op Bybelsondag. Nou dit is volgende Sondag, die 24ste Augustus, en dit was so 'n bietjie impromptu gedagte wat ons gehad het, Bybelverspreiding. So as jy munte het, bring dit asseblief saam. Ons gaan hiervoor sommer 'n lekker muntlegging hou vir Bybelverspreiding, vir Bybelaankope en verspreiding. Dit is mos absoluut hoekom ons hier is, om die Here se goeie nuus te bring. En dis nou die lekker deel van my werk, nê? Want al kom almal baie aan die Preskerk toe vandag, ek bring die goeie nuus en die opgewondenheid. So help my asseblief daardie oggend, mini bazaar die 30ste Augustus. Ons kan dit nie misloop nie. Ek sien uit, dis my eerste mini bazaar. Die eerste een was glad nie 'n mini bazaar nie, dit was 'n massiewe bazaar. So ek weet nie, as hulle sê mini bazaar, dan is dit seker 'n gewone grootte bazaar. Nee. Ons sien uit om julle daar te hê. Louis Botha se matriekafskeid hulp, ons wil 'n bietjie van ons matrikulante help om mooi te lyk met hulle matriekafskeid. Kontak asseblief vir Adri, daaronder is haar nommer. Engelse Bybels te koop, R50 en R30, julle kan vir my kontak, en dan Loslit dag, die 5de September, ten bate van persone met gestremdheid. Julle kan plakkers ook by my kry as julle die dag saam met ons vier. Sal klare mond vol, nee. Hier is nog, sit net 'n bietjie so, die senior uitstappie na die botaniese tuine is Dinsdag, Dinsdag. Prof het gesê, hulle het nog plek vir so 10 persone. Dit gaan 'n lekker uitstappie wees. Die botaniese tuine was ons almal seker al by in hierdie mooi lenteweer. Onthou, almal is welkom. Dis die senior uitstappie, maar almal is welkom. Die tuine lyk fantasties. Ek bly net daar langs aan, so ek weet. Kom, geniet jou oggend saam met hulle en laat ons dan, daar is kontak besonderhede vir Hilani op, en waai vir my so as julle in die tuin is en ek is nie daar nie, hoor, het gaan lekker wees. Nagmaal, die nagmaal verhaal. Het ek iets vergeet? Laat ek julle nou vra, want ek gaan definitief later vergeet. Niks vergeet nie, nee. Die nagmaal verhaal. Ek is so opgewonde oor vandag. En ek het regtig hard gebid, want vandag het die Heilige Gees ekstra baie werk om te doen in ons gemeente. En ek weet hy sal, ek het groot vrede in my hart. Die beste manier om 'n boodskap oor te bring is wat? Om stories te vertel. Stories is die een ding wat ons almal onthou van kleintyd af. Nee, maak nie saak wat se storie dit is nie. As jy nie hou van lees nie, kan jy lekker fliek kyk of mooi stories kyk om jou ook die Bybelverhale te leer deesdae. Die kinders, daar's wonderlike dinge. Maar vandag gaan ons bietjie nagmaal benader vanuit 'n verhaalperspektief. Terwille van ons kinders, maar ook terwille van onsself. Want miskien wonder ek partykeer, ons is so geneig om dinge te doen uit gewoonte. En ons dink ons weet wat ons doen. Maar dan weet ons nie eers die basiese dinge nie. So ek sien uit, en my liewe kinders, en ek sien nou al, as ek sien, hier is dalk nie genoeg kinders vir 'n hele lang trein nie, maar ek sien nie is. Ek span die groot mense baie vinnig in, so as jy wil trein ry vandag is die dag, nee. Dan hoef julle nou nie op die bus botaniese tuine toe nie, vandag ry ons op die nagmaalbus, nagmaaltrein. Ek hoop jy voel welkom
hier tussen ander gelowiges, hier in die huis van die Here. Geliefdes, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, welkom in die teenwoordigheid van ons God hier in sy huis. Amen. Ons fotum vanoggend, Psalm 103, vers 1 tot 19. En laat ek vir jou so 'n bietjie perspektief gee van ons benadering vanoggend. In die NG Kerk het ons 'n besonderse ryk teologie. Ons nagmaalformulier het julle al soveel keer gehoor soos wat julle nagmaal gehou het. En as ek nou gou vir jou uit jou kop uit vra, sê gou vir my ietsie van die nagmaalformulier. Hier is 'n paar mense waarvoor ek moet versigtig wees, dit is nou ook so, nee. Ek moet dalk nie vir almal dit vra nie. Maar as ek so vinnig vir jou vra, die nagmaalformulier, wat kom in jou gedagtes in? Want ons hoor dit elke keer, en miskien verstaan ons nie mooi hoe dit werk nie. So wat ek gedoen het vir vandag is, in ons nagmaalformulier staan ons stil by 6 wonderlike stasies in die nagmaal. En dis sommer ons boodskap vanoggend. Ons gaan by elkeen van hierdie stasies stil staan vanoggend. En dalk gaan jy dan hoor. Dalk gaan jy dan weet wat ons formulier sê. So moenie laat dit vir jou te vreemd wees nie, want dit is eintlik glad nie vreemd nie. Dit is 'n basiese manier om vir ons te wys, jy weet dalk nie so mooi van die nagmaal, soos wat jy gedink het nie. Ons fotum, wat hier uit Psalm 103 uitkom, is dan deel van ons nagmaalformulier. Dis een van ons psalms wat ons graag lees wanneer ons nagmaal doen. Ek lees dit graag vir u. Onverganklik is die liefde van die Here. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Wat met die goeie in oorvloed laat geniet, by die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So groot is sy liefde vir die wat hom dien. Die basis van nagmaal is nie 'n gebruik nie. Dis die liefde van ons Here. Dis die liefde van ons Here Jesus Christus wat sy eie liggaam opgeoffer het vir jou en vir my. Kom ons staan op, dan sing ons saam ons loflied vanoggend. Lied 212, verse 1 en 2. Loof die Heer, hy is goed. Ons sing uit volle bors.
Kom, ons word stil voor die Here. Almagtige Here, dankie. Dankie vir hierdie besonderse oggend, Here, wat die son skyn en die voeltjies sing. Here, wat ons na U toe kan kom. Waar ons vryheid het om na U toe te kan kom, Here. Waar ons nie oorlog het nie, waar ons Bybels het, waar ons mekaar het, waar ons kerk het, Here. Die gesindheid waarmee ons kerk te kom, Here, is vandag een van dankbaarheid. Dankbaarheid, Here, vir dit wat U vir ons doen. Elke dag en wat U vir ons kom doen het en nog altyd gedoen het, Here. Here, partykeer voel ons slim. Ons weet ons dink ons weet dinge. Maar Here, al weet ons verstand alles en ons harte weet nie, dan smeek ek U vandag dat U Gees in ons werk en by ons is en vandag vir ons kom leer, Here, wat U vir ons kom doen het. U is so groot en genadig, Here, U is liefde. U het vir ons kom wys, op wyses wat ons nie eers vir ons kan indink nie. Wees met ons, Here, leer ons vanoggend en laat U Gees in ons harte werk. Amen. Nou ek wil sommer vra al my maters, kom vorentoe. Almal wat wil, en as jy nie wil nie, dit gaan lekker raak vandag, hoor, so kom maar in elk geval. Julle hoef nie op aandag te staan vandag. Ek kom sit hier by my. Ek gaan vandag vir julle 'n storie vertel. Nee, en as jy nou dink jy is te groot om op die mat te sit, dan kan jy maar hier, nee, jy kan nie. Jy kan nie. Hier is nie meer stoele nie. Sorry. Maar ek sien julle sit lekker, nee. Ek hou ook van op die mat sit. Vandag wil ek nou vir julle 'n storie lees. En weet julle wat? Ek het 'n geheim, want ek weet nie van julle nie. Maar partykeer, dan dink ons groot mense, ons is dalk te slim. En tot vandag toe is my gunsteling boek in die hele wêreld die Kinderbybel. Nee, die Kinderbybel bly my gunsteling boek. Dit is mos waar meeste van ons vir Jesus leer ken het, nee. En ons moet nie stories boring maak nie. As ek nou vir julle sê, ons hou nagmaal vandag, wat gebeur in julle harte? Dis amper dieselfde as ek sê, dis skool. Nee, as julle bly as ek sê, dis môre skool. Nee, nou ek weet, in ons kerke het ons nogal dieselfde gevoel wanneer ons sê, dit is nagmaal. Nee, dan raak ons so bietjie, dit voel vir my na werk. Dis 'n swaar ding, dis 'n ernstige ding, die groot mense maak dit nogal ernstig. En weet julle, dit is ernstig, maar dis 'n mooi ernstig. Dis 'n mooi ernstig. Daai was nie ek nie, hoor. Daai is nie deel van die storie wat nou gebeur het nie, maar ag, dit is mooi in elk geval, nee. So die storie wat ek nou vandag vir julle gaan vertel, hier uit die Kinderbybel, jong, en ek wil nou vir julle regtig sê, vir die groot mense ook, hoekom hou ek van die Kinderbybel? Want ek hou van die prentjies en die kleure, nee, is pragtig, en daar is lekker Bybels, fantasties vandag, hierdie een is sommer so skattejag Bybel. Jy kan sommer speel terwyl jy Bybel lees, nee? So as jy nie 'n Kinderbybel het nie, dan moet jy vandag vir jou mamma en jou pappa of vir my kom sê, want dit is die belangrikste besitting wat jy kan hê, 'n Kinderbybel. OK.
Ek gaan vandag vir julle 'n storie vertel wat ek weet julle goed ken. En vir die groot mense, storie is Matteus 26, vers 26 tot 30. As julle daar kyk, oom Gerard, daar was nou net 'n prentjie op, nê? Ek gaan nog nie lees nie. Ek wil net eers daai prentjie vir julle wys. Nou daai is sommer net 'n vrolike prentjie van die storie wat ons doen vandag. Daai storie is waar Jesus die nagmaal ingestel het. En nou weet ek julle weet wat gebeur, nê? Wat is nagmaal? Dis die dag wat ons met wyn en sap en brood in die kerk vier wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het mos aan die kruis gesterf, onthou julle. Kan julle onthou hoekom hy dit gedoen het? Sê vir my. Om ons sondes te vergewe, nê? Hoe hoef hy dit te gedoen het? Hy hoef dit nie te doen nie. Hoekom het hy dit gedoen? Dit is die mooiste antwoord, want hy is so lief vir ons. Dis hoekom hy dit gedoen het. En hierdie storie wat ek nou vir julle gaan lees, jy moet nou daai prentjie hier in jou kop sit, want oom Gerard gaan nou vir ons die Bybelteks daar wys, Matteus 26, vers 26 tot 30. En voordat ek dit lees, wil ek nou net gou vir julle sê wat het gebeur. Dit was die aand voordat Jesus gekruisig is. En hy en sy vriende was almal daar by mekaar besig om 'n fees te hou. Hulle het saam geëet en gedrink en gekuier, nê? Amper soos wat ons gister gemaak het met die rugby. Braaivleisvure, potjie kos, lekker geëet. Hulle het almal lekker saam geëet. En Jesus en sy disippels was by mekaar, maar Jesus het geweet, dit is die tyd wat hy amper gaan gekruisig word. Toe sê hy vir hulle, ek wil vandag vir julle ietsie gee. Iets wat julle vir ewig moet doen om my te onthou. Julle moet dit altyd doen, want anders gaan julle vergeet. En hy het toe vir hulle die volgende ding gesê. Nou moet ek net kan sien wat hy gesê het. Die instelling van die nagmaal. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir die disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Wat 'n mooi storie. Sien julle wat het Jesus gedoen? Hy het gesê, partykeer vergeet ons iets. En hy het geweet, hy gaan weggaan. Hy het geweet, hulle gaan hom kruisig. En hy het geweet, dan gaan hy weg van hulle af. Hy gaan nie altyd by ons op die aarde wees, om vir ons te leer nie. Toe sê hy, ek gee vir julle hierdie teken. En vandag gaan ek nou vir julle 'n bietjie 'n ander teken gee. Ek het vandag julle nagmaal broodjies, hierdie kategese tannies vir ons in 'n mannetjie vorm gesit. So 'n broodjie. Nee, dat jy nou net mooi weet. As ons nou nagmaal vier, dis 'n fees wat ons vier. Julle, dit moet julle opgewonde maak. Dis 'n partytjie. Dit is wat nagmaal is. Dis nie swaar en 'n moeilike ding nie. Dis 'n wonderlike ding. As die groot mense nou hulle broodjies kry, julle mag dit nog nie eet nie, hoor. Nee? Want julle gaan nou saam met die groot mense julle sappies kry. Maar vir nou gee ek vir jou so broodjie in 'n mannetjie vorm. Want Jesus het gesê, ek gee vir jou
brood, 'n stukkie brood, om vir jou aan my te herinner. Laat jy my nie vergeet nie, en nie vergeet wat ek vir jou gedoen het nie, nê? En as ons sappies kry nou, wat het hy gesê, wat is dit? Dis sy bloed, nê? Dis sy bloed wat hy vir ons gegee het, wat vir ons gevloei het, sodat ons almal eendag kan weet, en nou al, dat hy so lief is vir jou, dat hy dood gegaan het, en dat hy hemel toe gegaan het, en dat hy jou eendag daar by hom in die hemel wil hê. Gaan julle dit onthou? Nou, ek gaan vir julle net so 'n bietjie sê wat ons gaan doen vanoggend, voordat julle nou julle broodjies kry. Eintlik, julle kan dit sommer so uitdeel. Julle moet nou nie 2 mannetjies vat nie, hoor, want dit lyk vir my is bietjie meer kinders as gewoonlik, nê? Almal kry 'n mannetjie, en dan, wat ons vandag gaan doen, is hierdie 6 stasies, wat in ons formulier staan, om te sê, as ons sê daar stasies, beteken dit daar's plekke waar ons gaan stil staan vandag van nagmaal. Ons gaan 6 dinge leer van nagmaal. En ons gaan sommer hierdie nagmaalstasies hou, saam met die groot mense. So ek gaan nou vir julle vra, nê, ek gaan 7 kinders nodig hê bietjie later. Dan moet julle kom later, nê? 7 kinders, 6 stasies, hoekom? Kan julle raai? Sê vir my. Ek weet nie, so goeie raai, maar is verkeerd, nee. As ons gaan stil staan by hierdie 6 stasies van die trein, het die trein nie 'n voorkant nie. Dis hoekom ons 7 gaan wees, nê? Ja, want die trein kan nêrens gaan as ons nie 'n voorkant het nie. OK, so, ons gaan nou trein bou. Vir nou, gaan jy jou mannetjie vat en daar op jou plekkie gaan sit. Ons gaan net eers bid. En dan gaan jy nou vandag leer van nagmaal op 'n ander manier. Net soos ons mammas en ons pappas en ons oupas, as ons uitstap vandag by die kerk, dan gaan jy weet hoe spesiaal nagmaal is. Kom ons maak ons oogies toe. Here, U werk met ons op eenvoudige maniere, dat ons almal dit kan verstaan. Here, U kom gee dit vir ons op maniere wat vir ewig en altyd met ons is. Dankie dat U so wonderlik alwetend is, om hierdie boodskap van U verlossing vir ons te gee op hierdie manier. Ons loof en prys U grote naam. Amen. Nou die volgende stasie, die eerste stasie, nie, ons voorkant van die trein sal julle nou sien. Ja, broer, wil jy ietsie sê? OK. Die trein, kan 'n trein praat? Ja. Nou, wat's die probleem? OK. Hierdie trein kan praat, nee. Ons vandag, ons eerste stasie waarby hierdie trein nou gaan staan. En ons gaan nou nog nie die trein bou nie. Maar nadat die trein 'n voorkant het, is die eerste stasie in die nagmaalformulier, liewe vriende, ons onthou. En wat onthou ons? Ons onthou ons Here Jesus Christus, wat hy vir ons kom doen het op hierdie aarde. Ons onthou van sy liefde, wat hy vir ons kom leer leef het op hierdie aarde. Dis wat ons onthou, die voorbeeld wat hy kom stel het. Ons begin nie om te onthou daar waar hy gesterf het en opgestaan het nie. Ons onthou ons Here. Ons onthou wat hy vir ons kom doen het. Sy bloed en sy liggaam uit liefde vir jou en vir my. Dit gaan ons eerste stasie wees nou. Ons onthou. So julle kan nou teruggaan na julle plekkies toe, die heel klein maatjies wat wil kategese toe gaan kan, maar dit is net tot voorskool. Die res van ons bly in die kerk, hoor? Broer.
Hierdie man verjaar die 24ste Augustus, draai om laat die mense jou sien. Nee, sê gou vir hulle wat jou naam? Frans Venter. Frans Venter. Frans Venter verjaar die 24ste Augustus, kan ons vir hom 'n handeklap gee asseblief. Jy moet lekker verjaar, hoor. Kai. Hier sal nou weer meer orde wees, hoor, moenie gespanne raak nie, beloof. Ons tweede stasie, en dit is in ons formulier, liewe vriende, kan ek jou gou vra, toe ek gesê die eerste stasie in die formulier, het jy geweet wat dit is? Het jy geweet, dit is die onthou-stasie? Ons het onthou, en ek hoop dat jy dit gaan aanhou doen, dat jy nie nou vergeet wat ons eerste stasie was nie. Want wat beteken ons geloof, as ons nie ons Here Jesus Christus onthou nie? Ons tweede stasie is die versekeringsstasie. Die Here sê, en ons gaan dit almal nou doen, die Here sê, ek gee vir jou sigbare tekens. Ons weet ons aanbid 'n God wat ons nie kan sien nie. Dit maak dit partykeer moeilik. Maar toe sê hy, kom kyk, ek gee vir jou brood en wyn of sap, dat jy dit kan voel. Dat jy dit kan ruik, kan proe, tasbaar. Hy gee vir ons tasbare tekens, sodat ek en jy die versekering kan hê. Hy sê, ons formulier sê, so seker soos wat jy hierdie tekens kan sien, so seker soos wat jy aan dit kan vat, so seker leef die Here. En so seker soos wat hy leef, so seker is sy liefde en sy genade vir jou. Dis hoekom jy dit gebruik. Die Here se liefde in jou lewe is net so werklik soos die tekens wat jy nou gaan gebruik. Ek weet verseker. Ek wil vra, as jy saam met my weet en jy glo saam met my dat dit die Here is wie jy aanbid, staan op. Ons sing, ek weet verseker. Ek weet verseker wie my Here en my verlosser is. Kom ons staan. Ek weet verseker, dit moet jou opgewonde maak vanoggend. Kleintjies wat wil uitgaan, is welkom om so te maak, en dan wil ek vra, ek sê altyd ek het 'n probleem met hierdie woord, want ek kan nie sê die aansitters nie, nee. Maar wil ek asseblief, almal wat ons genooi het om voor te kom sit, vir jou vra asseblief, kom sit by ons, kom sluit aan by ons aan die tafel, voordat ons dan by stasie 3 gaan stil staan. Moenie bang wees nie hoor, julle moet nou vorentoe kom.
Anders gaan julle kans mis op die trein. Nee? Enige plek. Stasie 3 is 'n interessante plek. Want Stasie 3 sê, ons is een. Onthou julle daai advertensie, Simonye, we are one. Nee? SABC dink ek was dit mos. Ons is een. Dis ons Stasie 3, gaan oor ons gemeenskap met die Here en met mekaar. Dit beteken, dit maak nie saak wie langs jou sit en van wie jy hou en van wie jy nie hou nie. As ons hierdie nagmaal gebruik, dan gebruik ons broodjies wat miskien van 1 of 2 brode afkom. Ons gebruik wyn en sap wat uit 1 bottel uitkom. Daar's 'n rede daarvoor, liewe vriende. Dis nie coincidence nie. Nee, daar bestaan nie so iets nie. Ons is een. Dit is ons met mekaar. Ons is een liggaam. Ons is een met ons Here. Dit is mos wat hy vir ons sê. Deur sy Gees en deur sy Seun is ons een in hom. As ek jou nou onmiddellik moet vra, wie dink jy nou? Met wie is jy een vanoggend? En julle kan saam met my praat oor vandag is 'n lekker informele nagmaal. As ek jou vra, saam met wie is jy in gemeenskap vanoggend? Saam met wie hou jy nagmaal vandag? En saam met wie gaan jy sê? Waarskynlik die mense wat saam met jou kerk toe gekom het? Nee, lidmate van ons gemeente wat saam met ons hier is, lidmate wat dalk nie saam met ons hier kan wees nie, maar wat in die Gees saam met ons is. Maar liewe vriende, ons perspektief is so klein. So klein. Die gemeenskap waarmee ons sit in nagmaal, is gemeenskap met elke gelowige van die begin tye af, tot aan die einde van die wêreld. Van die begin tot aan die einde. Dit is ons gemeenskap. En as ons sê ons is een, net vanoggend, dink ek, ons weet nie eers hoeveel ander gemeentes hou saam met ons nagmaal nie. Ons dink dis 'n gemeente ding, maar vandag in ons land en oor die wêreld, hou hoeveel mense dink jy nagmaal? Miljoene? Miljoene mense. In die geskiedenis van die wêreld, mense wat nagmaal gebruik het, van die heel eerste tye af tot aan die eindtye. Hoeveel keer gebruik ons daai nagmaal? En ons besef nie die eenheid van ons groot God wat ons saambind, nie net waar ons fisies is nie, waar ons leef nie, deur alle tye, alle mense, ons is een. En ek het dit baie interessant gevind, want jy weet, ek dink mos in prentjies, dis seker waar die kinderbybel werk. Ek het 'n bietjie gaan wonder, hoe hierdie mense nagmaal gehou? Nee, as ons mos nou een wil wees met hulle, dan moet ons sekerlik sê, hoe het ons nagmaal gehou? Want hoe hou ons dit vandag? Ons hou dit op verskillende maniere. Maar ek gaan vir julle hierdie lees, want hierdie is net 'n aangrypend vir my. Ek's bang ek vergeet iets. Nee, dit is Prof Jan van der Walt se antwoord op hoe mense nagmaal gehou het. En as jy mooi luister, gaan jy hoor,
Dit was in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Luister mooi, sien die prentjie in jou kop. En dan gaan jy sien, nagmaal het 'n geskiedenis. En nagmaal het 'n toekoms. Ek lees dit vir ons saam. Die manier waarop nagmaal gevier is. Dit lyk of die Christene aanvanklik gereeld saamgekom en saam geëet het. Weekliks, Handelinge sê vir ons partykeer selfs daagliks. By hierdie geleenthede het hulle dan aan Jesus teruggedink. Dit sou ons die aanvanklike nagmaal noem. Dit is wat hulle gedoen het. Hulle het by mekaar gekom, hulle het teruggedink oor Jesus, die aanvanklike nagmaal. En later het hulle liefdesmaaltye in die kerk ontwikkel, waar hulle spesifiek armer persone genooi het om saam met hulle te kom eet. Dit was sommer 'n barmhartigheidsdiens. Wat en hoe het hulle geëet? Die laaste maaltyd, baie soos die Grieks-Romeinse dinees van daardie tyd was. Die mense wat geëet het, het op banke teen die muur van die kamer gelê. Nee, stel jou nou voor. Hulle het waarskynlik skuins op hulle linkerarms gelê en met hulle regterhande geëet. En dan sê hy, dit is hoekom Petrus vir die geliefde disipel wink om vir Jesus iets te vra. Hy het nader aan Jesus gelê. Dan was die kos op klein tafeltjies naby hierdie banke bedien. Die maaltyd het na sononder begin met liedere en gebede wat dit 'n egte fees gemaak het. Die kern van die gebede was die gebed van die pa van die huis en die opsê van die Hallel. Dit is nou Psalm 113 tot Psalm 118. Ken julle dit uit julle koppe uit? Nee. Wat die kos aanbetref, brood is gebreek en wyn is gedrink. Hoor nou mooi. Brood was die basiese komponent van feitelik elke maaltyd en was op verskillende maniere gebruik. Gedurende die Paasfees, dit is nou nie, die Paasfees is ongesuurde brood gebruik om terug te dink aan die spoed waarmee daar uit Egipte getrek is. En afgesien van die feit dat dit kos was, was dit as lepel gebruik om die sous uit die bakke te skep. Dit was ook as servette gebruik om die sous van jou hande af te vee. Die servetbrood is dan op die vloer gegooi. Dis die teks wat sê, dit is die krummels wat die armes en die honde dan geëet het. Dis 'n baie goeie teken vir die nagmaal, want maaltye is nie eintlik sonder brood gehou nie. Hulle moes iets hê om te drink, en dit was nou die wyn. En interessant, hulle het die wyn verdun. Dis 'n goeie tip vir almal, nee. Hulle het die wyn verdun, so 1 eenheid wyn, 3 eenhede water. Dit kon nie baie lekker gewees het, dink ek nie. Volgens die eerste 3 evangelies was dit die Paasmaaltyd, die feesmaaltyd wat die Jode elke jaar geëet het om die uittog uit Egipte te vier. Die hoofdis was die Paaslam wat geslag is. Dit is gebraai, dit was verbied om te kook en daarbey 'n sous van bitterkruie bedien en die swaar kry in Egipte te herdenk, as ook natuurlik die ongesuurde brode. Is dit nie interessant vir julle nie? Nee? Het jy al ooit gewonder, maar hoe het hierdie mense nagmaal gehou? Want dit was nie soos wat ons dit vandag doen nie. En ons as gemeentes en verskillende denominasies doen dit ook nie op dieselfde manier nie. Maar daar is 'n paar interessante feite wat ek net wil uitlig. Jy het nou gehoor. Jy het gehoor wat gebeur het. Hoe dit gebeur het, hoe dit gelyk het. Gaan bietjie in jou verbeeldingswêreld in. En waaroor ek nou nog gewonder het, is hierdie ding van nagmaal. Watse woorde gebruik ons? Net die basiese ding.
Watse woord gebruik ons in ons kerk vir nagmaal? Julle, luister julle. Nee, nagmaal. Nagmaal. En ek het gaan dink oor die woord en ek het gedink, maar jene, dit is bietjie 'n verwarrende woord. Uiteraard het ons die woord gekry daar by die Nederlanders, Tannie Wietske. Ek het daar, ek weet nie waar sy nie, daar is sy. Tannie sal ons help, nee? Nagmaal, dit beteken avondmaal. Ons praat nou nog so daarvan. Ons kan nou nog sê van die laaste avondmaal. Maar die woord nagmaal, help my as ek reg of verkeerd is in jou oë, is vir my baie misleidend. Nee, in die eerste plek as ek 'n kind is, en ek kom nagmaal toe, maar dit is dag, dan in die eerste plek, wat beteken dit? Beteken dit ons doen dit nou verkeerd? Dit gaan daarom nie oor die tyd van die dag nie, hoor, nagmaal was gebruik omdat hulle in die aand Jesus se laaste maal gehad het. Dis waar die woord nagmaal vandaan kom. Maar in ander tale, soos in Engels, was dit vir my mooi woorde. Mooi woorde wat 'n paar dinge van nagmaal laat uitstaan. Wat sê ons behalwe? Ons praat van the Last Supper. The Last Supper, en onmiddellik gaan ek in my kop na Jesus se laaste maal toe. Voel dit nie vir julle ook so nie? Nee. En dan, the Holy Communion. Holy Communion. Ons mis al twee daai terme in ons eie Afrikaanse woord. Shaman, ek sê kwaad vir hulle nie, Tannie Wietske, ons is dankbaar, nie vir ons taal. Maar the Holy Communion, wat vir ons sê, hierdie is heilig. Dit is heilig wat hier gebeur. Communion sê iets van hierdie gemeenskap wat ons met mekaar het, vir ewig en altyd. Niemand van ons is beter as 'n ander nie. Niemand word uitgesluit van die nagmaal nie. Is dit so? Want dit was nie altyd so nie, nê? Niemand word uitgesluit nie. The Holy Communion, maak nie saak wat jou opinie is oor 'n ander mens nie. Dit is waar ons vir mekaar sê, nagmaal is ons heilige gemeenskap, ons Holy Communion met mekaar en met ons Here. Ek wil dan vra dat ons die tafel in gereedheid bring. Julle moet nie wegraak nie, ek sien iemand opstaan en opspring nie. Nee, dit sal ook vir my 'n verrassing wees as ek niemand is wat die nagmaaltafel in gereedheid bring nie. Nee, almal gaan 'n job kry vandag. Nee, daar is 'n baie groot struktuur hier, hoor. Ek sal julle maklik in die werk steek. Ek wil vra dat ons dienswerkers, dankie oom Lappies, dankie Karel, ook na vore kom, dat ons sommer hierdie stasie laat sin maak. Hierdie stasie waar ons sê, ons is een, gaan jy nou met jou eie oë sien gebeur. Want ons gaan almal van dieselfde tafel, van dieselfde brood, van dieselfde wyn, van dieselfde sap ontvang. En ek wil hê jy moet bietjie jou oog op dit hou vandag.
wanneer ons die nagmaal uitdeel. Dat jy kan sien, almal ontvang dit. Almal. Nie die persoon langs jou nie, net jou eie familie nie. Ons almal ontvang dit. Die Here kom gee vir jou sy teken. Hy herinner jou vandag, jy is my kind. Ek het my liggaam en my bloed vir jou laat vloei. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan ek vra dat ons al die tekens gelyk uitdeel. Die brood en die sap en die wyn. Soos jy dit ontvang, hou dit, gebruik jou sintuie. Ryk, moenie proe nie. Amper sê ek proe. Moenie proe nie. Ons gaan nou almal saam die nagmaal hou as ons die nagmaal instel. Sien die teken van ons is een, wanneer almal hierdie tekens ontvang. Kom ons maak ons oë toe. Here, dankie vir die eenvoud. Die eenvoud wat U vir ons leer wie U is. Dankie dat U vir ons wys en vir ons herinner, Here, dat U liggaam gebreek was. U bloed gevloei het vir my, Here. Dat U my sondes op U neem. Dat U my vergewe en vir my hele lewe voor my hou. Amen.
Ek wil sommer net vra dat as iemand van die beker wil gebruik, maak net so aanduiding vir ons gee. Ek het al iemand gemis in die verlede, so dankie, nooit weer nie. Jy moet jou hand hoog opsteek, asseblief. Enige iemand oorgeslaan met die brood, of die wyn of sap? Dienswerkers, het julle ontvang? Dankie. U kan aansluit by jou familie. Dit is deel van ons eenheid om die teken van die nagmaal saam te gebruik. Moet nog nie bekommerd raak nie, terwyl jy daar die tekens in jou hand het, die wyn, die sap, die brood, neem dit in, nie eet nie, neem dit in, wat jy daarmee sit. Want vir jou en vir die kinders, jy het 'n mannetjie ontvang, jou broodjie is in 'n mannetjie vorm vandag, want dis die liggaam van Jesus wat geskenk is vir jou. Dit is sy bloed wat gevloei het vir jou. Die Here Jesus het daardie aand die nagmaal ingestel. En hy het dit soos volg gedoen. Hy het gesê, hierdie is my liggaam. Dit is vir jou. Die liggaam van jou Here Jesus Christus. Hierdie is my bloed. My bloed wat gevloei het vir jou. Neem dit, eet dit, drink dit, dink daaraan en glo en weet, ek het jou sonde volkome verlos. Ek het jou lief met my lewe. Jy's gered. Jy is myne. Amen. Die 4de stasie, dis 'n fees. Liewe vriende, dit wat jy nou gedoen het, is 'n fees, 'n vreugdesfees, om saam voedsel en drank te kan geniet, is 'n fees. Nagmaal is nie 'n swaar, moeilike ding nie. Die Here sê vir jou, wees bly, ek het alles vir jou gedoen, dat jy kan bly wees, dat jy jou lewe in blydskap kan lewe. Ek het jou gered. Staan saam met my op en sing hierdie lied saam met my, ek is bly. Ons is bly vir dit wat die Here vir ons kom doen het.
Ons 5de treinstasie sê vir ons van die nagmaaltrein, onthou? 5de stasie sê vir ons eendag. Ons dink aan eendag. As jy hierdie tekens ingeneem het, liewe vriende, dan kan jy nie anders dink as dit wat hy gedoen het en dit wat hy gaan doen. Dit wat in jou lewe gaan gebeur, te danke aan jou Here Jesus Christus. Ons dink aan die dood. En dan sê die Here, dit bedreig jou nie meer nie. Dit bedreig jou nie meer nie, want as jy my kind is, vir wie my bloed gevloei het, en my liggaam gebreek was, dan leef jy vir ewig. Dalk nie op hierdie aarde nie, maar vir ewig. Dis vir my belangrik, dat jy 'n oomblik vat, om te dink, het jy in jou lewe al vrede gemaak? Vrede met die dood, vrede met die lewe. Dinge wat deel is van ons lewe, waaroor ons geen beheer het nie. Maar die Here weet. Hy het 'n streep daar kom deurtrek en hy sê vir jou, jy leef vir ewig. En as jy dit nog nie gedoen het nie, hoop en bid ek dat jy ergens in jou lewe by 'n punt kom, dat jy kan sê, Here, ek het vrede. Ek het vrede met alles wat op hierdie aarde gebeur. En ek het vrede omdat ek weet, eendag is ek daar saam met U. Terwyl ons sit, sing ons saam, ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Leef met dit in jou hart, elke dag. Kom ons sing so saam. Ons laaste stasie.
Ons sê dankie. Dankie, Here, vir wat U vir my kom doen het. Dat U my kom red het, dat ek aan U behoort. Dankbaarheid. Die Griekse woord vir nagmaal is dan die Eucharist, né? Wat beteken, ons bring danksegging. Hoe kan die Here alles vir ons doen? En jou hart loop nie oor van dankbaarheid nie. Dat jy 'n loflied kan leef, om te sê, dankie Here, dat U my gered het, dat U my bevry het. En daar is soveel maniere om vir die Here dankie te sê, is daar nie? Ek kan elke dag vir die Here op soveel verskillende maniere dankie sê, ons gebruik dalk nie elke dag nagmaal nie. Maar jou lied in jou hart, jou lewe is 'n dankbetuiging vir die Here, jou verlosser. En vandag is 'n klein manier waarop ons dankie sê, ek gedink sal wees om aan sommer dit te doen terwyl ons dankoffers opneem. Om vir die Here te sê, Here, dis maar een klein manier. Dis hoekom ons dankoffers opneem. Dis nie terwille van die kerk nie, dis terwille van mense nie. Dis jy wat sê, Here, dankie dat ek mag deel wees van die koninkryk en mag iets van my hierdie boodskap uitdra wat U vir my gee en wat U vir my beteken. So ek wil vra dat ons sommer nou kollekte gaan opneem en ek wil u net attent maak. Celia het mooi gepraat, nê. Sy moet dalk vir my in die lig hou. Maar terwyl ons die kollekte inneem, gaan ons sommer, daar's 'n sakkie. Celia staan so hoog dat die mense jou kan sien. Jy is nie baie groot nie. Die kollekte sakkie is vir die kollekte. Daar kom 'n mandjie saam met dit, nê, vir die glasies. Ons het al dikwels die glasies in die en andersom, nê? So hou by die glas of hou by die kollekte. Moet hulle nie mix nie, asseblief. En dan terwyl ons hierdie doen, gaan ek vra, Gerard gaan vir ons 'n lied speel, wat ek weet jou emosie van dankbaarheid in jou gaan laat lewe. En terwyl hy dit doen, wil ek vra vir 7 kinders, moet asseblief nie teen mekaar vashardloop nie. Kom 7 van julle sommer gou hiernatoe. Terwyl dit gebeur, want ons gaan nou 'n trein bou terwyl julle kollekte opneem. Dankie.
Ons moet nog die belydenis van geloof doen, wat ek 'n bietjie gaan uithaal vandag. Want ek hoop jy het dit gedoen terwyl jy hier gesit het, in jou hart. Hierdie is ons trein, broers en susters, en jy mag vir die mense wys, hy is regtig die voorkant van die trein, staan net so. En dan hoop ek, soos wat ek by elkeen van hierdie stasies stil staan, dat jy gaan onthou jou nagmaalformulier wat jy opsê van kindsbeen af. Dat jy vandag stil staan by elke stasie en sê, ons onthou. Ek onthou wat U vir my gedoen het. U is my waarborg, so seker, soos hierdie tekens wat ek ingeneem het, so seker het U my verlos. Ons is een in Christus en een met mekaar oor al die eeue heen. Dis 'n fees. Dis 'n vreugdesfees wat ons gebruik en bly is oor wat die Here vir ons kom doen het. En eendag, ons het vrede oor eendag. Ons het vrede met eendag, want of die Here Jesus Christus vir my en jou kom haal, en of ons eers na hom toe gaan, ons pad is oop. Ons weet waarheen ons op pad is. En dan sê ons vir die Here dankie. Dankie, Here. Ek gaan die seën uitspreek. En direk daarna staan ons op en ons bars in lofsang saam. Liedboek 334, God is liefde. God is liefde. Ontvang die seën van die Here. Broers en susters, mag jy vandag weet wat jy bely. Mag jy dit leef. Mag jy weet dat jou God jou gered het en jou hoop is en jou toekoms by jou is elke oomblik van jou lewe. Amen.